As 'n Potchefstroom en welkom by nog 'n episode van Stroom Stories waar ek vandag gesels met Johan Weideman spesifiek van die pad langs koffieshop. Nou Johan se vrou weet ek bestuur dit en ek dink daar's bietjie meer van die pad langs koffieshop wat ons met julle vandag wil deel en ons gaan begin met die storie daarvan. Nou Johan, as ons kan vra vir jou kant af om die storie bietjie te kom deel oor die oorsprong van die naam, oor die idee agter 'n koffieshop te begin in Potchefstroom, waar jy is. En ek dink ons soveel vrae wat ons wil vra vandag en ons gaan sommer begin heel eerstens by die idee van die koffieshop. Yes, die idee is dis ons noem altyd pad langs 'n konsep. So dis nie eintlik iets nie. So dis op hierdie stadium is dit 'n koffieshop wat natuurlik gaan uitbrei oor die volgende tydperk tot baie meer as net 'n koffieshop en 'n lekker ding. Die pad langs konsep is vir my en vir Liesel 'n lekker situasie rondom kom ons gaan doen iets meer. Verstaan, ons is albei kranige fietsryers en daai is dit gebore, verstaan, so dis gesond lewe, gesond eet, kom by mekaar en soos my vrou dit altyd noem, dit gaan oor die gemeenskap. Ja. So ons wil graag hê klomp oefenmense moet by mekaar kom, daar wegspring, daar hulle dinge doen want ons is op die oefenpad. Ja. En dit werk nou net so reg uit. So nou jy hardloop weg, jy kom terug, jy drink 'n koffie, jy ry weg met jou fiets, jy kom terug, jy drink koffie, jy eet ietsie saam, nou dat jy lekker geoefen is, daar so lekker sjokoladekoek en alles wat vir jou lekker is, 'n lekker konsep. So en van daar af wil ons uitbrei, verstaan, daar's ook lekker tonnels. Ons het lekker kos, spesifieke kos, gespesialiseerde kos. Kos wat van my en Liesel as ons geoefen het, wat ons laat lekker voel, verstaan, so goeie vleis, goeie produkte, goeie vars produkte, soos die hele konsep van lekker lewe, goed lewe, vars lewe, Lekker eet. Ja, lekker eet, so wat mense altyd doen, ja. Jesus Johan, ek moet vir jou sê, ek het in die Parel, ek het rukkie daar gebly en ons die gemeente waarna ek bedien het daarso, daar was 'n Vida shop by die gemeente. Presies. En wat ek vir jou kan sê, die tendens was altyd, en ek kan nie onthou watter dag van die week dit was nie, maar jy het altyd die fietsryers gekry, wat daar hulle fietsse kom parkeer, en dan kom neem hulle die koffieshop totaliteit oor, nê. Maar dit was 'n given, dat op daai dag weet jy as die fietsryers daar, en dit is gewoonlik lekker vroeg die oggend, en het lekker gesit en eet, en ek dink, jy het nou gepraat van ons op die roete, en waar presies is hierdie roete waarvan jy nou praat? Weet jy die roete, as jy op die N12 regs draai, Ja. waar die ou Morredou nou was, en jy draai daar, soos ons almal maar oefen, gaan ons maar uit, ons probeer al verkeer mis. As jy regs draai op die N12, is dit presies 1.5 km aan jou linkerkant. Lekker groot bord wat sê pad langs, 'n groot nommer 91 op ons plot se hek. Ja. So hy's naby. So dit is weer eens dis naby is in die dorp, maar dit voel buite. Ons wil juist daai plaaslewe hê, sit en rustig en kalm en stil en die kindertjies kan daar speel en alle goedjies, ja. Dis en as jy praat van kindertjies kan daar speel, is daar 'n tipe van 'n speelrond vir hulle daar. Weereens soos ons is besig met daai uitbreiding na ietsie wat meer lekker is en klim en alles, maar alles gaan vir ons oor funksionele fiksheid en sterkheid en alle goedjies. So vir nou is daar vir die kom ons sê die 1-jariges wat nou net begin loop het, is daar seker lekker skopfietsie. So ons het 'n lekker skopfietsiebaan gemaak. Ag, dis oulik. En direk daarna het ons 'n groot vir die groter kinders, sê net maar sê van 2 na 5, 6-jariges, so lekker dis nie nou daai stadium is nog nie 'n pump track nie, maar ons het 'n mooi baan wat so tussen die grasies deurgaan. 'n lekker baantjie waar jy met jou fiets kan ry, lekker waar jy mooi daai balance bike soos hulle Engels sê, en dan 'n lekker trapfiets ook vir die bietjie groter kinders. En ons het ook 'n groter fietsbaan waar ons nou so 1.6 km is, waar jy kan of stap met jou hond of net stap of fietsry vir die groter kinders en dan natuurlik vir my en Liesel, ons werk ook aan, ons hou van die berms en die goedies en die springe en die alle goedjies wat lekker is. Dis 'n lekker baan, so hy gaan mooi af, so jy kan lekker werk om terug te kom en dan afdraande te ry op die hoeke, oor 'n riviertjie, oor 'n bruggie. So ons werk nou op daai stadium, werk ons nou op die groter fietsbaan nou, maar dan moet iets vir almal wees binne in 'n toegemaakte area, so jy kan rustig sit en jou kinders kan daar rondry en jy kan jou koffie en jou koek en jou bosburger daar geniet soos jy wil, en dan die kinders kan hulle self besig hou, beskermd. Ja, so dis lekker. So ek hoor baie van hierdie wat ek nou hoor, is hierdie aktiewe gesin, aktiewe samelewing wat julle probeer promoveer daar. Maar vir die gewone ou wat nou nie so aktief is nie, nê, kan hy net kom sit en koffie drink. Daar slaan jy die spyker nou op die kop. Een van ons ongeskrewe reëls in pad langs, veral met ons almal fietsry en ons hardloop en
allerlei goedjies. Dis 'n no judgment plek. Okay. Jy kom daarso en daar's geen judgment nie. As jy sit en wil sjokoladekoek eet, sit jy 'n sjokoladekoek eet. As jy wil sit en fiets, as jy wil gaan fietsry, ry fiets. As jy vandag wil fietsry en dis al wat jy wil doen, dan doen jy dit. There's no judgment. Dis 'n plek waar jy kom kuier en dis net lekker. Ja. Okay. Ja. Ons het nou net so 'n bietjie het jy gepraat van die produkte Ja. van kos wat spesifiek nie net lekker is nie, maar natuurlik so gemaak is vir die ouens wat aktief is en wat dit kan geniet. Nou, wat presies is dit alles? Behalwe nou vir koffie. Weet jy, daar's koffie is ons nou, kom ons begin by die koffie. Dit is ons het ver gesoek na hierdie boon. Dis 'n regtig lekker boon. Ja. Ons is amper die 50ste boon wat ek en Liesel geproe het Yes, en ons het op hom vasgemaak en ons bestel ons koffie en redelik van ver af. Die roastery is redelik ver, so hulle stuur vir ons koffie, is 'n lekker koffie. Ons het probeer die beste kry wat ons kan kry, 100%. Maar Ag, die kos, vol dan. Potchefstroom, ek het daai môre draai gemaak daar. exactly. Ons gaan hierdie koffie nou proe. Toets hom. It's amazing. Ja, en ons koffie art, soos julle nou kon gesien het op Instagram ook, ons hou van ons koffie art, lyk mooi. Okay, So 'n mooi koffie, maar Potchefstromers is maar oor hulle koffie. Ja, So en daar's baie koffie shops. Ja. Dit is presies hoe dit moet wees. Mense moet hulle self kan geniet oralste. Maar die kos, weer eens gefokus, as ek altyd fiets gery het en ek wil stop, soos jy ook gesê het in die Kaap en alle goedjies jy ry, wil jy altyd by 'n koffie shop stop en dis hoe dit gebeur. 'n Roosterbroodjie. Jesus. En Ja, soos 'n roosterkoek. 'n rooster. Ja, sy. Soos ons nou by gaan kom die roosterkoek, maar 'n gewone roosterbroodjie met kaas op. Kaas en tamatie, 'n hoender en mayo, net die gewone, die al vyf. Ja, so soos 'n roosterbrood. Presies. Op 'n mooi sourdough broodjie. So dis nie wit brood wat jy ongemaklik laat voel nie, want dit is presies, want dit gaan oor ons oefen ook, want ek kan nie lekker die wit brood ding doen nie, so ek moet iets kry wat vir my lekker kan wees, wat ek op die fiets kan gebruik, wat nie herhaal die hele tyd nie, maar dat ons weer lekker kan ry. En natuurlik ons 2 burgers is van uit die boonste raak. Verstaan jy, daar's 'n hoenderburger wat so 'n bietjie 'n krummel buitekant het wat ons ook self oorsit. Is nie 'n gewone gekoopte krummel nie. Dit is ook 'n sourdough krummel, so is ook weer eens goed vir jou stelsel. En dan ons groot blockbuster is ons Bosburger. Ons sukses vir gesondheid. So daar gaan ons vir 'n gemsbok patty. Okay. Dis 'n gemsbok stukkie vleis. Vet is minimaal en so wat ek en Liesel ook probeer is al die goedjies wat op die burger is, ons soveel as moontlik uit ons eie tuin uithaal. So ons het 'n paar tonnels op ons stukkies grond en ons kry ons het nou 'n blaarslaai en allerlei goedjies en ons tomaties en alles wat op is. Ja, so minimaal probeer ons koop en vir ons lekker 'n vars burger daar sit wat regtig sappig is. Ja. En dan so af en toe verander ons dit. So ons het lekker buns wat ons gebruik, ook weer eens goeie buns wat ons gebruik. Maar so af en toe kry Liesel so 'n brainwave, dan is dit gou roosterkoeke. Dan maak ons 'n roosterkoek, maak ons die Bosburger met 'n roosterkoek. Ja, gewone growwe breinmeel wat ons sommer daar staan en braai en sommer daar maak vars en ons bedien dit voor. So eintlik is dit 'n lokval, want jy gaan om koffie te gaan drink, nê, en dan ryk jy al hierdie lekker kos. Jy sien die buurman hier langs jou eet hierdie Bosveld burger. Dis presies. En dan is dit soos weet jy wat, nê. Nou moet ek mos nou ook dit bestel. Jy kan nie gaan reis op 'n leë maag nie. Jy moet ordentlik eet. En dan terugkom en dink jy, "Jesus, ek het nou soveel kalorieë verbrand. Ek moet iets kry om myself te reward." Nee, genade. Dis presies. Ek is nou honger hier waar ek dis presies, ja, dis 'n idee. Ek het nou 'n baie goeie idee wat ek môre wil drink en eet. Ja. Want presies. Ek dink hier in die kantoor weet almal ook ek's 'n koffieliefhebber, nê. As jy mens raak so fanatikus, daar's iets wat jy oorstout is en dit is presies, jy moet en dis waar jy gaan dan pad langs toe en jy's passief vir jou fietsry, jy's passief vir jou lewe. Daar's plek om te gaan sit as jy jou werk moet doen en moet stil te wees ook. So jy kan daar jouself gaan uitleef, vir 'n oomblik. Okay. Ja, ontvlug. Stil wees. Skilder 'n bietjie vir ons die prentjie van julle as gesin. Hoe aktief is julle, maar ook waar het julle groot geword dat hierdie passie vir oefening en sport en alles saamgebring het tot waar julle nou is met Padlangs? Weet jy, ek en my vrou, sy is verskriklik aktief. Sy ry ongelooflik goed fiets. Sy kom uit 'n gesin uit wat baie aktief is. Dit is amper daai do or die, verstaan jy? Jy saam is dit. Hulle sy 2 boeties en 'n sussie wat almal aktief is. Die pa was ook baie aktief, my skoonpa en die komrits se gedoen en sulke rande van goedjies. Van my kant af, ek was ook ongelooflike goeie gimnas gewees op my tyd gewees en
En atletiek al die jare, atletiek gedoen tot op universiteitsvlak, tennis gespeel, alles gedoen wat daar is om te doen. Ja. Alles, balsport, hardloop, fietsry van skool af al. En natuurlik waar sy toe gaan, al die rugby's en alle goedjies gedoen. My dogtertjie speel ongelooflike lekker hokkie. Sy's nou onder 16 vir gimmies A-span, so dis dit alles is net aktief, verstaan. Sy speel ook tennis en sy's ongelooflik goed met squash. So jy speel vir gimmies squash. Naweek ook nou met Jy weet, dis presies wat dit is, nee. Ons Ja. is en ons is ook deel van G-sok. Ek en sy is altyd op G-sok se bestuur vir die ondersteuningsklub. So dit is alles, ons hou van sport. Ons hou van die lewe rondom sport. Ons hou van wat sport vir ons bring. Ja. En natuurlik ek en Liesel joke altyd, ons gaan wêreldvol toer ons en kuier en al die goedjies, maar as ons by 'n plek kom, is ons nooit kopers nie, ons eet net. Dis kom vatlik gefokus ons op al twee passies van ons lewe is eet en So dis net twee mooi saamgekom het. Presies. Dit vir is my 'n so leefstyl. Ja. Want dit was ons wil net ons hele lewe lank wil ons wil net daar kom. Jy wil by die eindbestemming bereik en jy wil jou liggaam kan opgebruik tot daar. Julle het eintlik dit wat julle geniet daar buite Ja. plaaslik gebring om dit hier te Precies. kom geniet, maar ook om dit moontlik te maak vir ander om dit saam met julle te Dit wil dit deel in julle passie. Ja, dit gaan oor die gemeenskap. Jy sien, as ons mense kan motiveer, as ons mense kan want dit waar dit gaan. Verstaan jy sit sommer jy praat nou van die bediening en al die goedjies so en baie keer ervaar jy ongelooflike judgment oralste. Ja. En jy doen dis die lewe. Mense kyk mos met hulle eie oë Ja. van en dan judge hulle mense. So ons wil hê dit moet absoluut oordeelvry wees, maar daar sit en dit moet lekker wees. En dis op jou eie teiken alles en dis waar die gemeenskap moet gebore raak. Dit is regtig 'n gemeenskap waar jy mense ondersteun soos wat hulle wil gaan. Ja. Ja. Nou vertel vir my so 'n bietjie van kom ons vat byvoorbeeld 'n lekker Saterdagoggend wat julle kan sien hier kom die mense aan met die fietsse. Het Ja. julle al regular customers? Ons het ongelooflik. Ja, dis van wat van is daar gekom het van die eerste dag af. Yes, okay. Was dit net kom kyk hierso, Ja. baie nuuskierig kyk wat aangaan. My kop wat opduik is so Jasper, hulle wat hardloop, hulle oefen nou vir die Comrades, hy en sy vroutjie dis ongelooflik. So hulle gemeenskap, hulle hardloopgemeenskap het hulle heeltemal so intoe geskuif. Nou hardloop hulle in die oggende kom daar aan. Saterdagoggend. Ons maak elke oggend maak ons so 5:30 word ons wakker en ons gaan aan met ons dag. Ons met die koffieshop so 6:00 oopmaak, elke oggend 6:00 oopmaak. So as mense begin oefen, want ek en Liesel oefen so 5:00 in die oggend en dan wil jy jou eerste koffie of drink om 6:00, verstaan? En dan is dit nog voor werk as dit in die week is. Saterdag is dit begin van 'n lekker dag. So en dan die hele dag verder. Op Saterdag maak ons so 1:00, 2:00 se kant toe, maar in die weksdag so 5:30. So die hele dag kan ons mense bedien. En daar hulle kan regtig hulle self kom geniet daar so die hele dag. Ja. Ek het so baie vrae wat nou opkom nê. Kan 'n mens vooraf bestel, byvoorbeeld in 'n week nou? As ek nie byvoorbeeld soos ek dink aan lunch, maar ek kan nie tyd hê om nog te maak nie. Kan ek bestel en so toe ry en optel? Het julle so tipe Ja, ons het natuurlik ontwikkel dit nou so nee, ek en my swaartjie wat net so 'n klip gooi van ons al werk, dan bel hy, dan sê hy natuurlik is mos nou die binnekring, so dis hy bel sy sussie en sê kryf my 'n bosburger reg en 'n koffie, dan stop hulle daar en hulle gaan aan. Yes, So dan maar dit is ook lekker want dit raak ook weer eens 'n community, verstaan? Ja. Lekker kontak met my en Liesel en as jy daar was stop en jy het voor die tyd gebel en sê kry my koffie reg, daar's baie mense wat dit doen. Maar dit bring my op dieselfde punt nee, Liesel wil graag die mense daar hê. En ek en Liesel as die ding daar doen, ons hou van die community, ons hou van die mense. Nou die ding wat ons doen is ons het ook 'n pad langs huiskos. So ons wil ook hê die mense moet na 'n groot dag van werk, sit ons so hier en daar sit ons 'n aanbod uit en sê luister ons het vanaand hoenderpastei. Dan maak ons hoenderpastei net daar. Kom tel hom op vanaf 12:30 tot 5:30 en dan van daar af gaan jy aan. So jy kom in en ons bring jy goed na die kar toe. Ons bring dit vir jou. Jy stop daar, gryp jou kos en jy gaan huis toe en jy voed jou familie. Ja. So ons fokus nogal lekker daarop. Daar's baie mense wat ons daar ondersteun, baie locals. Ja, so dit is nogal lekker. Ons so ja, dis nie 'n drive-through nie, maar as jy order plaas, bring ons op jou. Dis presies. En ek moet nou vra Sondag. Ek Ja. kan nooit Sondag tot hoe laat? Sondag is 'n lekker oefendag, verstaan? Dis ook waar mense ook kalm wees. So ook selfde storie. 6:00 maak die deure oop. As jy eerste koffie kan jy koop. 1:00 is ons klaar en dan dan is dit 'n lekker Sondagmiddag. Ja, want partykeer het jy hierdie ding van Sondag, jy weet, jy gesels so lekker met die mense en as ek weet maar ons wil nou nie eintlik huis toe gaan nie. Dis presies wat ek gebeur. Want toe kan ons gaan wat lekker presies klein is, wat jy net voel, dis 'n lekker atmosfeer, dis nie te besig nie, want ons wil nie nou noodwendig mall toe gaan nie. Ons wil net 'n klein stil plekkie buite hê. En jy soek ook iets naby, jy soek iets naby.
So dis nou weer 'n lekker idee. Ja, dis baie lekker idee want ons is as jy van by die park af trek is ons 2 kilometer. Deur ons is 'n klip gooi van Birchwood af en al daai goedjies. So dis baie naby en dis naby in die dorp, soos en dis buite en is stil. Ons het sitplek vir redelik baie mense en dit raak op Saterdag en Sondag raak dit regtig baie lekker besig, maar dit is nog steeds kalm, is nog steeds oop. Jy kyk in die verte. Ja. Daai stilte. In die stilte. Ja, jy sien dit dis uit, maar dis in. Dit is op 'n plaas, maar dis naby. Ek like daai kombinasie. Ja, presies. Ek het nou toe so 'n bietjie praat van daai baan wat jy het wat mense daar kan kom ry. Ja. Op 'n vlak van 1 tot 10, hè. Watter tipe skill moet jy? Is dit net 'n lekker rustige een? Is daar so 'n bietjie van 'n lekker tricks wat jy nou en dan kan doen? Ons wil dit natuurlik bietjie meer skillful maak. So op hierdie stadium is dit nog nie. Ons het hom net effektief gesny. So nou kan ons lekker stap op Saterdag. Ons het al een pretstap geloop waar die mense gehou wat die mense by kan stap. Maar op hierdie stadium is dit net lekker draaie. Jy draai net op en klim bietjie op, draai netjie af en dan vrie jy weer af en al die goedjies. So dis nou op hierdie stadium maklik, maar ons gee 'n bietjie aandag op hierdie stadium. So op die draaie gaan jy lekker spoed kan vang en deur die berm gaan en oor die hobbels gaan en dan opdraande oor 'n bruggie waar jy onder deur 'n bruggie kan ry die ander kant toe oor 'n riviertjie. Dis waar die hele plan heen gaan. So op die volgende, kom ons sê oor die volgende maand gaan daai ding gedaanteverwisseling ondergaan. Verstaan, dan gaan dit regtig 'n lekker baan word, ja. So kom ons sê oor 3 maande kan ons al begin sponsors kry om jou fiets om jou as 'n span te sponsor daardeur die. Wat ons juis wil hê is want weer eens terug na die oefen. Die skole kort 'n plek waar hulle kan landloop oefen. So nou is daar 1.6 kilometer baan wat sirkulêr is. So nou kan jy in die ronde hardloop met hom 1.6. So dis lekker. So dis ook buite. Dis 'n landloop is presies dit. Presies, hulle kort dit. En dan hierdie Exco kinders die fietsryertjies, ek is stout vir hulle. So hulle moet regtig, hulle moet daar kom ry en jaag en oefen want dis altyd moeilik. Daar's 'n baie mooi baan by Grimbeek wat hulle baie mooi onderhou. Dis altyd lekker. Ek en Liesel gaan ry ook altyd daarso. Maar daar's nie 'n stukkie koek wat jy daar kan eet of 'n koffie wat jy kan drink nie. En dis altyd lekker. Laat die kinders daar ry hulle deur by die park tot by ons. So daar's plek vir almal uit die aard van die saak, maar dis lekker. So ons wil net nog 'n item, nog 'n plekkie hê waar die mense kan oefen. Verseker op skool. Ek weet ek het landloop gedoen op skool. Jy sien die roetes wat ons moes hardloop was so dreadful. Dit was so boring. At least as jy by 'n skool gaan kompeteer, dit was dit soos okay, is bietjie niets. Dis iets anders. Ja. Maar nou wil ek ook sê, selfs op skool het ek saam 'n groep of 2, 3 vriende na Ryensvolkies toe, na daai fietsrybaan toe. Ja. En ek was gelukkig deur nie die een te wees wat sy sleutelbeen geëis was. Maar daar was 'n ander pel wat natuurlik nou weer, jy weet, die hele mat weggeruk het gesê nie, weet, kyk vir my ou. Vreesloos. En bietjie seer gekry. Ja, dit is maar jy weet, dis 'n klomp seuns met fietsse op 'n grondpad. Alleen, dis come on. Dis presies. Jy wil dit hê. Ja, maar ek dink daai was nou weer soos jy geniet dit, maar jy moet huis toe ry na die tyd. Ja. En hierdie is nou hoor jy ons kan dit geniet en ons kan nog steeds na die tyd lekker sit en ietsie eet, ietsie drink en afkoel en ja. So ek dink dis 'n lekker kombinasie. Absoluut. Ek dink julle het 'n baie gemeenskapsfokus, maar ook 'n gesinsfokus. Dis presies. En dit is net vir my 'n mooi kombinasie. Dit is 'n lekker kombinasie en die inkoop van die mense het van daar af, die inkoop van die mense is amazing. Ja, dis regtig. Hulle kom daar nie net die nuuskieriges wat daar inloop en sê wat het ons hierso en dan kom kyk hulle en as hulle aangenaam verras, maar die locals, die ouens wat nou al vir die afgelope maand konstant daar is, verstaan, dis regtig lekker om hulle hart te sien en sê luister, hoor julle, dis so lekker. Ons kan lekker is. Ja. Dink terugvoer is goed. Dink ons moet amper 'n challenge maak as hy baan mooi uitgesit is om te sê, okay, weet jy wat, ons gaan hierdie baan begin rekord en dan gaan ons laat die mense weekliks vote wie se toertjies lyk die beste. En dan kry jy daai ou vir die koffie. En tydtoetse. As jy tyd is absoluut. Yes, dit sal lekker wees. Jy gaan jy sien dan kom maar stop daai ouens so, sulke toue. Ja, dis soos 'n go-kart. Ja, kyk wie se tyd se beste. Hulle met 'n vorm reg gee wat absoluut. Geen liability. Jy seelbene is jou eie. Ja, nee, jou eie. Presies. Nee, absoluut. Asof jy ys gee vir die pyn. Ja, presies. Ons daar's ys ook. Yes. Maar Johan, dit was nou lekker met jou te gesels. En ek dink Potchefstroom, kyk 'n bietjie uit vir hulle op sosiale media. As jy net kan deel van is dit Facebook en Instagram. Ja, ons het Instagram, Facebook, alles wat jy nodig het om ons te kontak. Ja, so kom maak 'n draai, maak seker jou naam kom op jou nommer kom op ons groepie vir die huiskos en dan is dit natuurlik al die kommunikasie van daar af hardloop ook op dieselfde platform op WhatsApp. So dan is daar lekker goeie kommunikasie. So dan vorm jy deel van die hele
community, hulle gemeenskap. Yes. Ja. Okay. Wel, daar het jy dit nou gehoor, Potchefstroom, Facebook, Instagram. Maak seker jy kry jou nommer op 'n WhatsApp groep sodat jy boogte bly van enige specials, van wat 'n kos hulle daar het, nie net van takeaways natuurlik nie, maar ook van huiskos, jy weet, 'n hoenderpastei. En natuurlik is daar ook die groot ding van hulle is op die Modderdampad uit van daai N12 afrit wat jy draai 1.5 km aan die linkerkant jy sien groot pad langs nommer 90 of 91. So jy laat kry. Jy gaan definitief nie kan mis nie, nee, jy gaan nie mis. En julle gaan ons ook môre daar sien. So ons gaan ook môre daar ietsie geniet saam met julle. So ons sien uit vir dit en Johan, dankie vir julle. Dankie vir julle, hoor, dankie vir ons fokus. Ek waardeer. En dan hoop ek alle die beste toe vir jou dogter met die hokkiewedstryd ook natuurlik. O ja. Gaan nie vol kyk vir dit. Daar's 'n Potchefstroom. So sien julle weer volgende week en selfs ook hierdie donderdag weer met Stroom Stories. Kry julle weer hierso.